Mens wens altyd, jy was daar gewees. Mens, ons kon het aanskou, ons wens ons kon hom sien met die opstanding en ons dink so daaraan dat ons sou graag daar wou wees. Maar dit is nou nie ons beskore nie, ons lewe in 'n hele ander tyd. Maar weet jy, so min mense het hom gesien. Ek weet hulle sê 500 altesaam in die tyd wat hy, maar is min mense wat hom gesien het en die geskiedenis dis nie duidelik nie, omdat dit so lank terug is. Ons wens ons het 'n video gehad van dit, maar ons het nie. Ons geloof is daarin dat die Heilige Gees het gelei dat daar skrifte is en dat daar geskrewe geskiedenis is oor Christus en sy opstanding. En ons geloof is ook in die Heilige Gees se bevestiging in ons harte. En daarom moet ons nie daaraan dink dat ons wens ons is daar of ons wil net hê iemand moet geskiedkundig 'n grot en 'n pot in 'n grot ontdek of iets wat sê nou kan ons nou weet ons weet in ons harte. Daarom moet ons geloof nie daarop stel dat ons moes dalk gesien het of nie gesien het, maak nie saak nie. Ons glo omdat die Heilige Gees dit in ons harte bevestig. Dis 'n geestelike waarheid en 'n heerlikheid rondom die Here se werk in ons lewens. Kolossense 2 vers 12, ek gaan net dit weer lees, ons het nou die dag dit gelees, ek wil daarmee begin as 'n inleiding. Hy sê vers 12, toe julle gedoop is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle een is met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. Hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Ons geloof in God het dit moontlik gemaak. So dis nie een of ander ou wat vir ons 'n ding gesê het nie, die geloof in God. Julle was eintlik dood omdat julle gesondig het en omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewendig gemaak. Hy het ons al ons sondes vergewe. Hy het die dokumente voorskrifte wat as klagtes teen ons gedien het, uitgevee en dit vergoed weggevat, deur dit aan die kruis vas te spyker. So het hy die begeertes en die begeerders en die gesagvoerders ontwapen en hulle het in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Satan het gedink hy is die beplanner van die kruis. Hy het beplan om Christus dood te maak en hy het gedink dit gaan vir hom oorwinning bring, vir hom 'n groot surprise gehad vir hom in hierdie geval. So ons vandag met dat ons dit prys en ons vier die opstanding is 'n goddelike plan wat plaasgevind het lank voor die skepping. In die boek van 1 Petrus 1 sê hy, voor die skepping het God hom al sy naam gegee. Hy het ons redding sy naam gegee, ons redder sy naam gegee voor die skepping. Het God dit al beplan. En ons lewe in 'n tyd waar, soos ek sê, ons nie sien nie, maar ons geloof is in God. Daarom is die opstandingskrag van Christus vaardig in ons lewens. Voor my en jou voor wedergeboorte kon ons nie help om te sondig nie. Ons kon dit nie keer nie. Ons het gesondig uit natuur. Na ons bekering is dit vir ons moontlik om nie te sondig nie. Dit is vir ons moontlik om nie sonde te doen nie. Maar ons doen nog verkeerd. In die hiernamaals en ons verheerliking van ons liggaam is dit vir ons onmoontlik om te sondig. Dis die pad wat ons loop, waar ek en jy nou is, as jy nie geweet het nie, ons is nou in die middel, ons is daar waar, dis moontlik vir ons om nie te sondig nie. Daar is 'n moontlikheid, ons het die krag en die genade van God ontvang om nie te sondig nie. Dit is die groot genade wat God oor ons uitstort om ons te help, dat ons groei in hom en dat ons kan oorkom die verkeerd en die swakhede in ons lewens. Ek en Nelia
is in 'n vertrouensverhouding met mekaar. En ek dink ek het laas keer gesê, omdat ons mekaar vertrou en omdat ons weet dat God ons lewens verander, omdat hy die krag het om ons lewens te verander, daarom vertrou ons mekaar. En net so met mekaar, ons mekaar hanteer. Paulus sê, moenie mekaar in die vlees ken nie, ken mekaar in die gees. Want die Here het die mag en die krag vir ons gegee om te kan verander, en dis die verandering van die krag, van sy opstandingskrag, wat hy deur ons werk, wat hy bewerkstellig. Die groot wonderwerk vir ons is nog steeds, is ons redding. Die reddingskrag van die Here, dit wat plaasvind, wat ek en jy wedergebore raak, dis die groot krag nog steeds. Jesus sê in Johannes 2 vers 25, sê hy, Jesus het hom nie aan iemand toevertrou nie, want hy ken die hart van die mens. So die hart van die mens, ons is gebore in sonde. Ons is gebore in swak. Ons is gebore om te wil sondig. Dis kom hy sê, hy ken die hart van die mens. Daarom het hy homself toevertrou aan enige nie. Hy ken die hart van die mens. En ons sal graag wou verstaan, hoe sien hy en wat sien hy. Ek dink as ons dit verstaan, dan sal dit ons nog meer ons sondes laat maak haat, en laat ons wegdraai van dit wat verkeerd is en wat nie sy wil is nie. Maar die groot genade, die wonderwerk krag genade van ons wedergeboorte, is dit wat God bewerkstellig deur die geloof in Christus, en dit hy gedoen het. Johannes 3 het Jesus 'n gesprek met Nikodemus, en hy sê vir hom, as jy nie wedergebore raak nie, kan die koninkryk nie ingaan nie. Hy sê, kan ek dan weer in my moeder se skoot ingaan? Jesus sê, as jy nie 'n natuurlike en 'n geestelike geboorte gehad het nie, kan jy nie in die koninkryk ingaan nie. En wat hy daar sê is dat ek en jy het 'n natuurlike geboorte, maar ons het ook 'n geestelike wedergeboorte, en dis die groot wonderwerk. Jesus sê, in Johannes sê hy, niemand kom na die Vader nie, behalwe na my toe nie, behalwe as die Vader hom trek nie. Deur die Gees trek die Vader ons, en dis die wonderwerk wat gebeur in ons. Wanneer ons gebore word in hierdie wêreld, is ons dood vir God. Ons is geestelik dood. Ek onthou toe my ma, ek was 12 jaar oud, dus is 'n motorongeluk, my ma het gesterf van die ongeluk, sy was dood, sy kon nie meer met my praat nie, sy was koud, sy het nie gereageer nie, sy was dood. En net so is ek en jy geestelik dood gewees voor ons wedergeboorte. Ons kon nie God hoor nie, ons kon nie sien nie, ons het nie begrip gehad nie, ons was in 'n groot armoede en onbeholpenheid, wat ons kan dit nie by mekaar tel nie, ons kan dit nie verstaan eers nie. Maar toe ons hom ontmoet en ons word wedergebore, as ons wederbarig word, dan word ons gees wakker teenoor God, ons kan hom hoor, ons kan sien. Dis waar ons is. En dis die groot wonderwerk, is wanneer God die Vader ons trek. Daarom as jy met sekere mense praat, hulle hoor nie, hulle kan nie sien nie, hulle kan nie verstaan nie, want God die Vader moet hulle trek. En ek en jy, het die God die Vader het ons getrek, en ons het ons harte oopgemaak, ons het besef, ons het 'n armoede, ons kon dit sien, ons het besef, ons het 'n behoefte aan redding, en daarom het ons harte oopgemaak vir Christus, en ons het tot redding gekom. Dis die groot wonderwerk, krag, is ek en jy, wat wedergebore is, en tot redding gekom het. As jy volgende hier is, en ek dink ek ken meeste van julle, want dalk is hier iemand wat ek nie weet van of iets nie, en jy sit hier en jy voel, Here, U trek my hart. Ek voel waarlik waar die krag en die genade van die Here wat my trek, wat my dring in my, is dit 'n goeie tyd vanoggend om jou hart oop te maak, dat die Here jou aanraak, en dat die Here jou lewe wederbaar, vir hom, dat jy 'n wedergeboorte ervaar, en wakker word vir hom. Ek dink ons pad wat ons loop, is 'n daaglikse bekering, is nie eenmalig nie, en so ons bekering is daagliks, maar ons wedergeboorte is waaragtig. En as ou sê, wanneer is ek gered, ek en jy, ons is plus minus 2000 jaar terug, 3:00 die middag, toe hy sê, dis volbring, toe is ons gered, ek en jy, dis plus minus 3:00 die middag, 2000 jaar terug,
toe is ons gered. Maar toe Vader ons trek, toe word ons wederbaar, ons kom in ons redding, wat al reeds bewerkstellig was vir ons. Hy het dit vooraf vir ons bewerkstellig, sodat ons net kan in dit instap. Die dag wat ons sê, Here, ek gee oor. Ek gee my lewe vir U. Ek is wederbaar, wanneer die Here daai wonderwerk in my en jou hart doen. Hebreërs hoofstuk 2, vers 11 tot 18, wil ek net lees. Hy sê, nou is dit so, dat sowel Jesus, die een wat heilig is, as almal wat deur hom geheilig word, dieselfde Vader het. Hy sê in die NIV, sê, both him who makes people holy and those who are being made holy are of one family. Dan sê hy verder en hy sê, dis waarom Jesus sê, hy huiwer nie om hulle broers en susters te noem nie. Hy sê, he's not ashamed, of nie, hy's nie skaam om nie vir ons nie. Hy sê, ek sal U naam bekend maak aan my broers en susters, sê hy. Ek sal jy aan die gemeente lof besing. Hy sê ook, ek sal vas op hom vertrou, en verder, hier is ek saam met die kinders wat God my gegee het. Omdat hierdie kinders mense is van vlees en bloed, het Jesus ook ten volle mens, net soos hulle geword, want hy kon net sterf as hy ten volle mens was. En hy kon net self te sterf kom, die nekslag toedien, wat mag oor die dood gehad het, die duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat lewe lang uit vrees vir die dood, in slavernij vasgevang sit. Vrees vir die dood, in slavernij vasgevang sit. So God het ons vrygemaak van die vrees van die dood. Hebreërs 7 vers 28, therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Ek het laas keer gesê, hy het die ultimate krag om te red. Hy het die ultimate krag om te red. He lives forever to save completely. Gevolglik kan hy, hulle wat deur hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos. Ja, hy leef vir altyd om vir hulle saak voor God te bepleit. He lives, because he intercedes for us, he lives for, he save us completely. Hy het die krag en die mag ons ten volle te red. So God het voor die skepping, het hy Christus sy naam bekend gemaak. Sê in 1 Petrus 1 vers 13 tot 20. Voor die skepping het hy Christus se naam bekend, het hy ons redding bekend gemaak, voor die skepping. En daarom is ons redding is verseker in die hemel, voordat ons het gesien het. Hy sê, in die laaste tyd, in hierdie tyd het hy Christus aan ons bekend gemaak eers, wat ons hom kon beleef, maar voor die skepping het hy hom bekend gemaak aan die principalities en die powers, die magte en die kragte en die hele skepping is deur hom geskep. Dus kom ons het laas keer gepraat van toe Christus sterf, toe is daar 'n aardbewing, want die aarde het gereageer op die skepper van hemel en aarde. In Johannes hoofstuk 1 sê hy, die woord was by God en die woord was God, is God, en die woord het lewend geword en hy het vlees geword en hy het alles geskape deur hom. Lukas 13 is daar 'n gelykenis, en hierdie was 20 Mei 1983. Ek het vroeër wakker geword die oggend as ek moes, en ek het baie tyd spandeer in die woord, en ek het by Lukas 13 uitgekom en gelees hierdie gelykenis, en ek het gevoel die Here praat my, ek het net nie verstaan waaroor dit gaan nie. En die gelykenis gaan daaroor dat daar's 'n tuinier en daar's 'n landheer, en die heer van die land wat die tuin besit het gekom na hom toe sê hy vir hom, hierdie plant wat hier is, dra nie vrug nie, haal hom uit. Hy sê vir hom, ek sal hom snoei, en ek gaan hom bemes. Volgende jaar as hy terugkom, hy het nie vrug nie, dan kan ons hom uithaal.
So dis die voorbidding, dis die voorbeeld van sy voorbidding vir ons. Ek het nie geweet nie, waaroor dit gaan nie. Vroeg die oggend, ek het in Sunnyside gebly, en ek het sommer werk toe gestap. Ek het gedag, ek kom in die bike ry, ek gaan stap. Toe stap ek verby die Staatsteater, oor die Kerkplein, is van Sunnyside af. Ek het in die Proses Parkstraat by Afbop gewerk. Ken my ou Afbop grappie? Oor Kersfees was ons skeleton staff gewees daar. ek was nou in 'n rekenaarafdeling, en ek stap oor, ek is vroeg by die werk, en ons 25 of 20 oor 4 die middag, stap ek uit nou, moet ek uitstap uit Prinses Parkstraat om die hoek, dan stap ek op in Kerkstraat, dan gaan ek verby Pointons, oor Kerkplein, gaan ek huis toe. En ek kom by Potgieterstraat, dis alles nou ander strate, as jy het nou gaan soek, geen jy name kry nie. Ek sien Potgieterstraat en ek voel skielik, jy moet nie hier so loop nie. Jy kan nie hier loop nie. Om een of ander weird manier gehoorsaam ek. Ek kan nie hier sê ek is 'n groot geestelike en ek is 'n wonderlike en ek het nie eens aan die Here gedink nie. Maar ek net gevoel, jy kan nie. Ek draai om en ek stap terug. Prinses Parkstraat op Pretoriastraat. Dis heeltemal, ek bedoel, ek is nie op die bike dat ek dit gou doen nie, maar ek doen dit. Stap op in Pretoriastraat, gaan die Pointons bom. Ek so in hom geloop het. En ek dink, daai oggend het hy gesê, hy sal my snoei, hy tree in vir ons. Dis my eerste persoonlike ervaring van Christus se voorbidding vir my. Dis my ervaring, my eerste ervaring. En ek weet, hy tref ons in, ons weet nie eers nie. Maar hier het ek het daai dag geweet, waaragtig, hy tref vir ons in. Hy sê in Job 16, vers 19 tot 21, even now my witness is in heaven, my advocate's on high, my intercessor is my friend. As my eyes pour out tears to God on behalf of a man, he pleads with God as a man pleads for his friend. Ek gebruik hierdie vertaling, ek het laas keer vir iemand gesê, die vertaling wat ek gebruik het, oor 100 verskillende Hebreëus en Griekse kenners het saamgesit, verskillende denominasies, en hulle die vertaling wat ek lees. Dis kom ek het gebruik is baie duidelik, van die ander goeds is nie vir, ek is 'n bietjie van ek is 'n snop wat vertaling, is twee goed snop, koffie en Bybelvertalings, dis twee snops, verder is ek nie 'n snop nie. Ek is 'n snop in koffie en van Bybelvertalings. So ek gebruik hierdie Engels, want hy moet die regte teologie rondom kry. Ek gaan dit weer lees, hy sê, even now my witness is in heaven. Job het hierdie openbaring gehad, lank voor Christus. En dis interessant, die Ou Testament het baie voorbeelde van Christus se voorbidding. Die Ou Testament, baie voorbeeld, omdat God hom geformeer het, lank voor hy enigiets geskaap het. Hy was daar, hy het hom net bekend gestel in die laaste dae. Even now my witness is in heaven, my advocate is on high, my intercessor is my friend. As my eyes pour out tears to God on behalf of a man, he pleads with God as a man pleads for his friends. Jesus bid vir Petrus, voor sy kruisiging, bid hy vir Petrus. Hy sê, Simon, 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 is Lukas 22 vers 31, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you, met almal, al die disciples, is wat hy bedoel, om julle almal te sift as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. En hierdie is voor sy opstanding. When you have turned back, strengthen your brothers. I have prayed for you that you may not fail. And if you turn back, strengthen your brothers. So ons sien voor sy kruisiging het hy voorbidding gedoen vir Petrus. Ons weet ook hoe Petrus na die tyd, hy het hom verloon, ons weet na die tyd hoe hy gekom het en bitterlik geween het, en toe Christus opstaan, is dit interessant, opgestaan het en hy aan
aan Maria Magdalena verskyn het, en hy sê toe vir hulle, gaan vertel die disippels, maar sê vir Petrus, want hy wou gehad het Petrus moet weet, hy het opgestaan, want hy was bekommerd oor Petrus, hy het gebid vir hom, en dis nie mooi, hy is bekommerd oor ons, en hy bid vir ons, hy tref ons in. Daarom is Hebreërs 7 vers 25 so fantasties, wat hy sê, hy leef vir ewig, om vir ons in te tree. Hoe tree hy vir ons in? Nog 'n voorbeeld is Micha 7 vers 8 tot 10, en ek dink ek wil dit lees vir ons, dat ons ek lees in die Afrikaans, ek het spesiaal die Afrikaans hierso, maar hy sê, my vyande, hulle moenie julle oor my verlekker nie. Ek het geval, maar ek sal weer opstaan. Al sit ek ook nou in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Ek sal die straf van die Here verduur, want ek het teen hom gesondig. As dit eers verby is, sal hy my saak opneem teen my vyande. Ek het teen hom gesondig, maar hy sal my saak opneem. Hy sê in die vertaling sê, I've sinned against God, but he will plead my case. Dis 'n win-win situasie, wen-wen situasie. Hy sê, ek het teen God gesondig, maar hy gaan my saak bepleit, opneem teen my vyande. Hy sal reg aan my laat geskied. Ek sal weer die lig in my lewe bring. Ek sal sy geregtigheid sien. Dan sal my vyande sien dat hy aan my kant is. Hulle sal skaam kry omdat hulle my gespot het. Ek het teen hom gesondig, maar hy sal vir my voorbidding doen. Dis 'n voorbeeld weer uit die Ou Testament. Nog 'n voorbeeld uit die Ou Testament, baie kragtig, Sagaria 3, sê, en die engel wat met my gepraat het teruggekom na my toe. Hy het my wakker gemaak, hy het voor my gestaan, die engel het voor die Here gestaan, en Satan het regs van die engel gestaan, besig om Josua van baie dinge aan te kla. Die Here het vir Satan gesê, ek is die Here. Nou die regte vertaling, hy sê, the Lord said to the Lord, die Here sê vir die Here. Dis dieselfde sinsnede as Psalm 110, waar hy sê, die Here sê vir die Here, kom sit aan my regterhand. Selfde sinsnede. So daarvan kan ons aflei dat hy praat van Christus. In die Psalm sê hy, die Here sê vir die Here, kom sit aan my regterhand. So daai lei ons af, dat hier is dieselfde sinsnede, dat hy praat van Christus. Hy sê die Here bestraf, hier 33 vertaling, hier is die nuwe lewende vertaling, die een wat ek gebruik sê ook, the Lord says, the Lord rebuke you, Satan. Dis weer 'n voorbeeld van Christus se intrede. Hy sê, is this man not a burning stick snatched from the fire, sê. Hy sê, see how sinful he is, take off his filthy garments and put new garments on him. So the angel stood by and took off his filthy clothes and put new garments on. And they even put a new turban on his head. And the Lord said, see, I've taken your sins away. If you follow my commands, I'll give you a place among these who stand here, and you will be in a place of command. Hy gee hom purpose ook. Dis die vertaling wat ek gebruik. Ek wil nie sê wat dit is nie, daar's baie mense wat kontroversie het oor dit, maar so, hier staan Satan, en hy het 'n file op jou en my, wat so dik is. Gerry Nel was baie goed hy's goeie aanklaer, en ons het baie goeie voorbeeld gesien met Oscar Pistorius. Maar hier staan Satan, hy het 'n file so dik op jou, en meeste van die goeds waar. En die Here luister nie na een van daai goed nie. Sê die Here bestraf jou, Satan. Is hierdie nie 'n brandende hout wat uit die vuur geruk is nie? En is die mooi, en is die heerlikheid rondom sy voorbidding. Dis hoekom hy tref ons in. Job sy insig is daar, hy sê soos 'n vriend tref ons. Hy tree nie net in soos iemand wat sommer maar net hy doen sy job nie. Hy tree soos 'n vriend in by God vir ons. En hy is persoonlik. Hy sê vir Simon Petrus, Simon, ek het vir jou ingetree. Net so tree vir ons in.
Andy, ek het vir jou, ek tref vir jou in. Nelia, ek tref vir jou in. Okkie, ek tref vir jou in. So hy is persoonlik in sy voorbidding vir ons. En ons weet nie eers meeste van die tyd, hy doen dit, maar hy tref ons in. En dis die reddende krag, want hy los ons nie net, dis die wonderlike ding, dat die Here ons nie net los, ons raak bekeer, en nou gaan ons maar aan, nou los hy ons net, as ons aangaan nie. Christus tref ons in, hy sê, daar's 'n ding rondom die gelykenis in Lukas 13, van die bemesting, die snoei. Dis die dissipline van die Here. Dis wat hy doen, hy dissiplineer ons, maar as alles om ons te laat groei. Dat ons groei na 'n plek toe, van meer na sy beeld. Dis wat ons op aarde, waarvan ons hier is om te groei. Van heerlikheid tot heerlikheid, wat die Here bewerkstellig in ons. He ever lives to intercede for us. Hy leef vir ewig om vir ons in te tree, vir my en jou. Die reddende krag van sy opstanding werk in ons, Kolossense 2. So ek en jy vandag, as ons dink aan sy opstanding, dink ook daaraan, dat hy krag werk in ons nou, omdat hy opgestaan het. En ek en jy glo nie, omdat ons gesien het met ons oë nie. Jesus spreek 'n seëning uit toe is dit Jakobus wat getwyfel het? Thomas wat getwyfel het. Toe Thomas twyfel, toe sê hy vir hom, sit jou hand op my sy, vat my hand, toe sê hy, Here, ek glo, hy sê, jy glo omdat jy sien, maar geseënd is hulle wat nie gesien het nie, hulle glo, dis ons. So hy het 'n seëning op ons uitgespreek. Sê. Kom ons bid net saam. Vader, ons dankie vir vandag, ons dankie vir die opstanding, dankie vir die krag van die opstanding wat in ons werk. Dankie Here dat jy ons oprig, dankie Here dat ons weet, dat voor die grondlegging van die wêreld het hierdie beplan. In 2000 jaar terug het dit gebeur, dat ons gered is. En dat ons in ons reddingsplan kan beweeg, omdat ons U aangeneem het, Here, as ons saligmaker en ons Here. Dankie Here dat ons 'n besluit kan neem, dat ons elkeen kon besluit, dat ons hierdie stap kon neem, Here, in ons lewens. Ons dankie vir dit, Vader. Dankie Here vir vandag. Ek bid vir enigeen wat saam met ons is, ook hier wat gevoel het, dat ons twyfel. Here, mag U ons help, dat ons nie twyfel, maar deur die Gees, dat U het bewerkstellig, dat ons weet. Versterk ons in ons harte, Here. Ons dankie vir dit, in Jesus se naam. Amen.